Nou vriende, goeiemôre, ons is die Here nog dankbaar dat ons andermaal weer kan saam wees so rondom die wonderlike woord van die Here. Ek dink vanmôre so aan gesang 306, een van my gunsteling gesange, wat sê woord van God, woord van die lewe, woord vir ewig vas en waar, woord onfeilbaar en verhewe, waarin God hom openbaar, woord betroubaar vas en waar, deur miskenning, deur gevaar, wat sou ons dan ooit laat bewe? In die woord het ons die lewe. Ag, die 4de vers sê, juig dan in die selfverklaring, waaruit God se raadsplan blyk, wonderbaar die heilservaring, ons is diensbaar in sy ryk. Wil o Gees, dat ons getrou op die woord van woorde bou. Helder is die heilsverklaring, enig in sy openbaring. Ag vriende, dit is vir my so kosbaar as ek hierdie gesang lees en ek kyk hoe dit ooreenkom met die woord, Psalm 19, Psalm 119, 2 Timoteus 3:16. So kan ons aangaan. Dan wil ek vanmôre vir u sê, die betroubaarheid van die Bybel is die betroubaarheid van God self, en daarom het ons nie nodig om te soek vir stemme, visioene, drome, woord van ander oor my lewe nie. Ek kan God se woord lees, en vanuit die woord word ek geonderrig. Dit is 'n vaste fondasie waarop ek kan bou. Hierdie fondament bou ons op, en ons word 'n groot geestelike huis in die Here, sterk, nie om onsself te verheerlik nie, maar eer te bring aan God, wat vir ons sy woord gegee het, en ons voetstappe rig, deur die wysheid wat vanuit sy woord in ons harte toegepas word. Mag die Here ons seën, ook in ons bestudering van die reeks boodskappe uit die boek Spreuke. Ons het gevorder tot by Spreuke 28, en kom ons kyk vanmôre wat sê die eerste 4 verse vir ons. Daar staan, die goddelose vlug sonder dat daar 'n vervolger is, maar die regverdiges voel hulle veilig, soos 'n jong leeu. Nou as ons gaan kyk na hierdie gedeelte, vriende, dan sien ons so plus minus 18 verse in hierdie hoofstukke wat volg, waar daar 'n kontras gestel word, die een teen die ander. Ons sien aan die een kant die goddelose wat vlug, maar die regverdige wat hulle veilig voel. So wat wil die Bybel vir ons kom leer? En dan vriende, is eenvoudig dat ons gewete is werksaam in die hart van die mens, gered en ongered. Ons gewete werk, en wanneer ons met boosheid besig is ons gewete van so aard, dat hy ons op die vlug wil laat slaan, al vervolg niemand ons nie. Ons is altyd op die uitkyk, is daar nie iemand wat my vervolg, is daar nie iemand wat my wil arresteer, is daar nie iemand wat miskien my bloed soek, of iemand wat my wil terugkry vir wat ek aan hulle gedoen het nie. En daarom het die goddelose nooit rus in sy siel nie, want sy gewete hou hom aanklaan, sy gewete hou hom aan, ek wil amper sê, jag en in 'n rigting stuur, wat sy lewe ongemaklik maak. Aan die ander kant sê die Bybel vir ons, is die regverdige se gewete stil in die Here. Die regverdige weet sy sondes vergewe, op grond van dit wat Christus aan die kruis gedoen het. Hy probeer sy lewe daagliks leef, nie om ander te na te kom nie om aan ongeregtigheid te verval en met boosheid besig te wees nie, maar 'n lewe te leef wat God welbehaaglik is. En die eenvoudige gedagte hier wat na vore kom, is dat ons gewete deur die Heilige Gees rustig gemaak sal word, in die sin dat ons sonde vergewe is, en dat ons 'n lewe leef wat God welbehaaglik is. Wanneer ek met goddeloosheid besig is dit goed en is reg dat my gewete my jag. En mag die Here dan genade gee dat jy met hierdie skuldige gewete by die Here uitkom en vergifnis van sonde ontvang en regmaak wat jy verkeerd gedoen het, sodat die Here in alles geëer kan word. Die tweede vers, deur die oortreding van 'n land word sy vorste baie, maar deur 'n verstandige mens met kennis is die reg duursaam. Nou hierdie vers wil eenvoudig vir ons kom leer dat wet en orde word gehandhaaf in 'n land deur goeie leiers wat insig en kennis het. As ons maar dink aan baie van die Afrika lande, en ons dink aan verskillende lande in die wêreld, en ons dink selfs aan die volk Israel, toe die noordelike en suidelike ryk daar gestel was. Die noordelike ryk het 20 konings gehad, gereeld opstand, en die een het die ander een basies vervolg, en die een is afgesit, en die ander een het in bewind gekom, en daar was wanorde en wetteloosheid. En nou wil die Bybel vir ons kom sê, dat wanneer daar oorlog, rebellie, opstand is daar gewoonlik baie ouens wat wil leiers wees en leiding neem en die leiersposisie inneem. Maar dit is belangrik om te sien dat dit nooit orde in 'n land bring nie. Dit bring nooit stabiliteit nie. Dis wanneer leiers met die wysheid en die insig van God 'n land begelei, dat daar wet en orde wat gehandhaaf word, en dat daar vrede is vir die land en vir sy burgers. Mag ons bid vir sulke leiers, vir leiers wat nie rampokkers is nie, maar leiers wat werklik wandel in die waarheid van God se woord. Hom eers te stel. Hy is die koning van alle konings. Hy stel leiers aan, hy stel leiers af. En mag ons bid vir sulke leiers, dat die Here ook verheerlik sal word in alles. Die derde vers sê, 'n man wat arm is en die armes verdruk, is soos reën wat wegspoel en geen brood bring nie. Hierdie gee vir ons eintlik 'n hartseer waarheid deur, want ons sien dit elke dag voor ons oë afspeel. Arme mense wat arme mense verdruk.
In plaas van dat die arme sien, dat hy vriende kan maak met hierdie arme mense, en hierdie mense hom kan bystaan, ook in sy moeilike tye, is hy eintlik een wat die armes uitbuit. Hy self is arm, hy self het min, maar hy kyk om die mense wat minder as hy het uit te byt. En die Bybel sê, dit is soos 'n byreën wat uitsak, en dit verspoel alles, maar dit dring nie in die oes, en dit bring nie 'n goeie vrug na vore nie. En daarom is die gebed van my hart, dat en ek ook nie, mense sal wees wat, mense wat minder as ons het, verdruk, of uitbuit, of probeer uitoorlê om iets uit hulle te kry nie. Ag, mag ons met wysheid en insig wandel, want u sien, vir elke daad gaan ons rekenskap voor die Here gee. Mag ons nie 'n arm mens uitbuit nie. Ek het op 'n stadium vir 'n man gesê wat tweedehandse voertuie gekoop en verkoop het, en dan vertel hy my hoe hy mense afgestry het vir 'n prys, en toe sê ek vir hierdie persoon, luister, moenie iemand wat alreeds in die nood is, verder in die nood dompel, deur hom amper half te forceer om 'n minder prys te aanvaar, terwyl jy weet, dat die ding wat jy gaan koop baie meer werd is nie. Mag een ek wysheid van die Here ontvang, dat ons nie ander mense uitbuit nie. Goeie besigheidsbeginsels is altyd goed, maar vriende, daar is 'n baie fyn lyn, en mag die Here ons wysheid gee om nie daai fyn lyn oor te gaan, en dan te sondig teenoor die Here nie. Die laaste vers van vanmôre is, die wat die wet verlaat, hulle prys die goddelose, maar die wat die wet onderhou, word vererg oor hulle. Nou Suid-Afrika se pragtige voorbeeld van vers 4. Vriende, die wetteloses in ons land prys die goddelose leiers. Waarom? Want die goddelose leiers kan die wetteloses nie aanspreek nie, want hulle self is wetteloos. En nou sê die Bybel vir ons, die wat die wet onderhou, word vererg oor hulle. En ek moet sê, hier is die hartseerpunt vir my, want die meeste mense het ook wetteloos begin word. Ek onthou so 10 en 15 jaar terug, toe ons land begin geweldige afdraande pad stap, en ons leiers moet korrupsie en boosheid gevang word, en die een na die ander aan die lig gebring word, en het ek gedink en ek het gehoop dat mense hulle sal bekeer tot die Here, en die kerkleiers sal opstaan, en ons die waarheid van die woord weer sal begin preek, en God se wet en God se woord in die harte van die mense sal inbou, sodat hulle kan leer dat God se uiteindelike wet is die wet wat sin maak, en wat ook 'n land stuur in die regte rigting. Maar wat het gebeur? Almal het, lyk my, op hierdie, kom ons gebruik maar die woord bandwagon van wetteloosheid dan gespring. Daarom vind jy vandag dat, ek het onlangs met 'n man gepraat, wat vir my vertel, hoe hy 'n ander man omkoopgeskenk moes gee, omdat hy sy verbode immigrant wou arresteer. En ek sê vir hom, luister jy wat jy sê, jy gee omkoopgeskenk, en nou is jy kwaad vir hierdie mense, vir wie jy die omkoopgeskenk gegee het, en aan die ander kant het jy 'n verbode immigrant wat vir jou werk, en dit is ook teen die wet. En dis die probleem van ons tyd. Jy sien, ons dink, ons is minder goddeloos as die goddeloses, terwyl ons goddeloosheid maar soortgelyk is. Daarom wil ek u vra, moenie dink u boosheid is minder as die ander een se boosheid nie. Die beginsel hier is eenvoudig, wees iemand wat God se wet liefhet, en wees 'n onderhouder van die land se wet, sodat jy 'n goeie burger kan wees, want 'n kind van die Here moet uitstaande wees in hierdie opsig. Wanneer ons op die paaie ry, wanneer ons by ons belastingbetaling kom, wanneer dit kom, vriende, met die doen van besigheid, moet ons soos 'n paal bo water uitstaan, as eerbare, eerlike mense, wat God in alles verheerlik. Mag die Here ons genade gee, dat ons ook in hierdie opsig die Here sal eer. En ag, die Bybel sê vir ons, dat ons die wet sal onderhou. En dan wanneer ons vererg raak oor die goddeloosheid, sal dit hierdie heilige toren wees, waar ons nie gaan in 'n opstand veroorsaak, en 'n rebellie, en 'n oorlog van stapel stuur nie, maar waar ons buig voor die Here en sê, Here, u weet die ergernis in my siel, gaan oor die boosheid wat eskaleer. Ek vra u, heilig my, wys in my hart vir my of daar boosheid skuil. Reinig my en help my om 'n burger in hierdie land te wees, wat God in alles sal verheerlik. Vir mag die Here ons wysheid gee. Dis eenvoudige gedagtes, maar dis tog gedagtes wat ons lewens opbou, en ons rig in die regte rigting, om die Here in alles te verheerlik. Seën vir u groete, mooi dagie verder te raak.